Die wind het 'n klomp mense weggewaai, maar die wind het julle daarom ingewaai. Baie welkom by vanmôre se erediens, is lekker om julle te sien. Dis lang naweek, die mense kuier en so baie mense het allerlei griepe en dinge en so. Maar ja, dit is nou maar hierdie tyd van die jaar, is hoe dit is. Ek sê nou maar op hierdie stadium niks oor die sokker of die rugby nie. Ons vat dit nou maar soos wat dit kom en ja, vir die res kuier ons lekker. Of solank ons net nie daaroor praat nie, dan kuier ons lekker. Ons tema vanmôre is God se nee 'n ja, deikratia, dit is die Latyn vir goddelike dankbaarheid. En die teks wat ons lees is Genesis hoofstuk 4. Dis 'n immer bekende gedeelte oor Kain en Abel. Maar my teorie is dat die opskrif in die Bybel sê Kain en Abel, maar ek dink dit moet eintlik wees Kain en God, of God en Kain. Maar ons sal nou bietjie meer daaroor gesels. Voordat ons nou oor die res van die afkondigings praat en nou begin, kom ons sing eers lekker saam. Ons gaan begin deur lekker te staan en dan sing ons saam lied 198, versie 1 tot 3, God is my lied, en dan lied 209, Heer met my hele hart, en dan ons aanbiddingslied is lied 168, ook versie 1 tot 3, Heilige Jesus. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Stay
afkondigings is daarin. Ek wil net so hier en daar 'n ding uitlig. Die eerste is, onthou asseblief van die Carrion reisverkope vir Vadersdag, dis agter op die blaadjie, dis nou komende Vrydag. Julle moet asseblief julle bestellings plaas, en ek dink die laaste wat hulle bestelling kan plaas is seker Woensdag, nee. Ja, Woensdag asseblief die laaste bestellings, of die laaste dag wat julle die bestellings kan plaas, is R40 'n bakkie, dis die groterige bakkie, die 500 milliliter bakkie. So asseblief plaas julle bestellings, al die nommers van die dames by wie julle kan bestel, is daar in die blaadjie en op die sosiale media advertensie wat ons uitstuur. En dan is dit nou volgende naweek Vadersdag, so volgende naweek gaan ons ook nou weer minderige mense wees in die erediens. Daarom het ons nou hierdie week die Ringsfonds wat ons nou sou opneem hierdie week, dit gaan ons ook nou die volgende naweek kan opneem nie, en dan is dit vakansie, so dan sal ons dit nou weer nie opneem nie. So die Ringsfonds deurkollekte sal ons dan nou doen, sodra die skole weer oopgemaak het, daardie naweek, dan sal ons nou die Ringsfonds opneem, en ons gaan vandag ook die kollekte, die bankkollekte, sal ons ook dan nou sommer by die deure opneem, in steede van in die banke. En dan hierdie week het ons net een verjaarsdag, en dis Adrie Breed, sy verjaar die 20ste. Baie geluk met die verjaarsdag, ek hoop is 'n mooi dag en 'n lekker week. En dan by die beterskap en voor die voorbereiding, ons het op hierdie stadium nie name van spesifieke mense nie, maar almal weet van die ongeluk wat plaasgevind het met die skoolbus daar net buite Katoo gister, en een van die onderwysers wat seer gekry het in daardie ongeluk is die White Horn, jammer daaroor. Die White Horn, wat nie so vir my lag, dit was 'n ongeluk. Die White Horn familie, een van die seuns, ons almal ken hulle, dit is bekendes hier in die omgewing. Een van die onderwysers daar is die White Horn seun, wat op die bus was. Dit gaan op hierdie stadium beter met hom. Hy is uit gevaar uit, hulle het nou al die ventilator ook begin ontkoppel, maar hy is nog in intensiewe sorg. So ons moet asseblief die White Horn familie, en dan natuurlik al die ander families wat geraak is, onder andere die onderwyseres die oorlede is in die ongeluk, se familie, en dan natuurlik die skool. Asseblief in julle gebede onthou en hulle almal opdra aan die Here. En dan is dit nou dit ten opsigte van die afkondigings, weer eens nou maar sterkte, dit is die laaste stretch van die eksamen, en dan is dit nou 'n lekker lang vakansie. Dit is amper 5 weke, 4,5 weke se vakansie, so baie sterk dan alweer mamas en papas en oumas en oupas, wat nou hierdie vakansie weer allerhande vakansieprogramme in hulle huise moet aanbied. So baie sterkte daarmee. Maar ja, dis dan nou dit van ten opsigte van die afkondigings. Ons aanvangswoord vanmôre is Psalm 107 en ons lees verse 1 tot 3. Dank die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Moet hulle sê wat deur die Here vrygekoop is. Hulle wat hy vrygekoop het uit die hand van die teenstanders en byeengebring het uit alle lande, uit die ooste en die weste, uit die noorde en vanaf die see. Hier dieselfde God wat almal bymekaar maak, omdat hy vir hulle omgee en vir hulle sorg, is dieselfde God wat vanmôre hier teenwoordig is, wat dieselfde God wat vanmôre met elkeen van julle 'n afspraak het, en
Daarom kan ons vra dat ons saam met die Here 'n persoonlike ontmoeting sal hê, 'n goddelike ervaring, en weet ons dat God kom altyd sy afsprake na. Daarom kan ek julle groet. Medegelowiges, ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek gaan nou geleentheid gee vir ootmoediging, stil gebed, dat ons almal so daar waar ons is, in ons persoon, het stil raak voor die Here en onsself voorberei vir die ontmoeting wat hy vanmôre met ons bewerkstellig. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons na stoetrede, lied 175, die immer bekende Majesteit. Here almagtige God, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre hier byeen kan kom as 'n geloofsgemeenskap, 'n uitgebreide familie in Christus, Here, en daarna kan uitsien om 'n ontmoeting, 'n persoonlike ontmoeting met U te hê. Ons bid, Here, dat U vir ons 'n goddelike ervaring sal skenk vanmôre en dat ons werklik in gees en in verstand ontvanklik sal wees vir dit wat U vanmôre vir elkeen van ons wil kom sê. Dankie dat U woord lewend is en dat ons onsself daarin kan verdiep. En dat al is dit 'n bekende gedeelte, dat ons elke keer weer iets nuuts daarin ontdek, omdat Here, U elke keer iets nuuts vir ons daardeur wil kom sê. En daarom bid ons, ons spreek, Here, ons luister graag. Amen. Nou, soos ek gesê het, die tema, God sê nee en ja, Deuteronomie, en die teks wat ons lees is Genesis hoofstuk 4, vers 1 tot 16. Lees saam met my. Die mens het met Eva, sy vrou, gemeenskap gehad, sy het swanger geword en aan Kain geboorte gegee. Sy het gesê, ek het van die Here 'n man verkry. Sy het weer geboorte gegee aan sy broer, aan Abel. Abel was 'n herder van kleinvee en Kain 'n landbouer. Na verloop van tyd het Kain van die vrug van die grond 'n offer vir die Here gebring. En Abel ook, hy
het 'n offer gebring uit die eerstgeborenes van sy kleinvee en hulle vet. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou. Dit het Kain baie kwaad gemaak en hy was teneergedruk. Die Here vra toe vir Kain: "Waarom is jy so kwaad en waarom is jy teneergedruk? Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers." Kain sê toe vir Abel, sy broer: "Kom ons gaan veld toe." Toe hulle in die veld was, het Kain teen Abel sy broer opgestaan en hom doodgemaak. Die Here het vir Kain gevra: "Waar is jou broer? Waar is Abel, jou broer?" Hy het geantwoord: "Ek weet nie. Is ek dan my broer se oppasser?" Die Here het gesê: "Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my vanuit die grond. Daarom vervloek is jy, verban van die grond af, die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit nie langer sy opbrengs vir jou gee nie. 'n doellose swerwer sal jy op die aarde wees." Kain het vir die Here gesê: "My straf is te swaar om te dra. Kyk, u verdryf my vandag van die grond af, en vir u sal ek moet wegkry. Ek sal 'n doellose swerwer word op die aarde, en elkeen wat my teekom, sal my doodmaak." Maar die Here het hom geantwoord: "Goed dan. Enige een wat Kain doodmaak, dit sal 7 maal gebreek word." Die Here het toe op Kain 'n merkteken gesit, sodat niemand wat hom teekom, hom sou doodslaan. Kain het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan en in die land Nod gaan woon, oos van Eden. Ons lees tot sover. Om hierdie teks te verstaan of beter te begryp, moet ons net 'n paar dinge van die teks en die konteks vir mekaar sê, sodat dit beter sin maak. Nou die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is, onthou, Genesis is nie 'n historiese boek. Genesis is nooit geskryf as 'n weergawe van die presiese gebeure van dit waarvan ons lees in Genesis. Inteendeel, daar was niemand om dit neer te skryf op daai stadium. En selfs al sou daar iemand, sou die ooggetuies dit kon oorlewer, was dit in elk geval ook in 'n tyd waar onder andere skrif en om iets neer te skryf nog nie bestaan nie. Ek meen, dit was die skepping. Daar was nie eers taal daai tyd nie. So, dit wat ons lees, is eers baie later neergeskryf. Die nuutste navorsing toon dat dit in die omgewing van 600 voor Christus eers neergeskryf was, en dit was neergeskryf oorspronklik as 'n preek, wat bestaan het uit 'n klomp gedigte en liedere, en dit was min of meer in die ballingskap tydperk, die einde van die ballingskap, net voordat hulle weer terug is in die lande. En dit was natuurlik in reaksie, die skepingsverhaal, die ontstaansverhaal eintlik, was neergeskryf en was deel van 'n preek as 'n reaksie op die ballingskap en die heidense godsdienste van daardie tyd. Dit was nie 'n historiese boek. Ons kan dit nie lees as 'n historiese boek van. Dit is soos wat jy vandag 'n geskiedenisboek sou lees, né? 'n Geskiedenisboek wat vertel van die gebeure van die voortrekkers, of die gebeure van die Anglo-Boereoorlog, of soos wat ons nou vandag sou die Makwasi boek sou lees, met al die gebeure daarin, die historiese feite. Dis glad nie wat Genesis is nie. Ons kan dit ook nie so lees. Baie lank was dit gesien, die hele eerste 5 boeke, die Pentateeg, was
vir baie lank gesê dat dit geskryf is deur Moses. Dis nie so nie. Gaan lees eenvoudig net Exodus. Ek meen, 'n man kan nie van sy eie dood skryf. So, dit is nie wat dit is. Hierdie perikoop is met ander woorde deel van 'n preek om die persone, die ballinge, die Israeliete, wat op daai stadium in ballingskap was, eintlik op pad terug uit ballingskap, terug na die land toe, is hierdie preek gelewer om vir hulle te gee wat hulle nodig het, sodat hulle, wanneer hulle gekonfronteer word met die heidense godsdienste ensovoorts, sodat hulle ook hulle verhaal kan vertel, sodat hulle verhaal kan verdedig, want al die ander godsdienste in die omgewing op daai stadium, wat hulle teekom, het 'n verhaal. Die Egiptenare het 'n verhaal van hoe hulle verstaan hoe die wêreld ontstaan het. Die Babyloniese godsdienste, hulle het hulle verhaal oor hoe hulle sê dat die wêreld ontstaan het en waar hulle vandaan kom. Net so al die ander heidense godsdienste. En in reaksie daarop het hulle toe nou hulle verhaal ook op 'n manier moes kon vertel. En is die preek gelewer sodat hulle verhaal ook op 'n manier nou kon vertel. Net soos wat mense vir mekaar kan sê, ons is die Botas wat van die waar ook al af vandaan kom, of hierdie is die Kutsees wat van waar ook al vandaan kom. As ons mekaar ontmoet, dan wil ons altyd weet, van watter Botas is jy? Nee? Of van watter verleers, is julle die De Villiers of is julle die Villiers? Nee? Want dit maak 'n verskil, want dit het ook nou te maak met in ons land met die geskiedenis van die Hensoppers en so. So ons wil net weet van watter klomp is jy. So het hulle op daai stadium ook sou die nasies vir mekaar moet sê van watter kant af kom jy, van wie af is jy, is julle die landbouers, of is julle die nomade, of is julle die veeboere, of wat, so is hierdie verhaal nou, het die preek vir hulle gegee, sodat hulle hierdie verhaal kon vertel. En natuurlik is dit ook vertel op 'n manier, sodat dit 'n aanklank kan vind aan die gehoor aan wie hulle dit sou vertel. En daarom is 'n klomp detail en so ingeskryf in die verhaal, en is uiteindelik hierdie verhaal, die manier hoe dit vertel is, het dit 'n klomp ooreenkomste met 'n klomp ander verhale. Ek praat nou van die perikoop wat ons nou gelees het. Onder andere is daar 'n klomp ooreenkomste met Genesis 3. Nou Genesis 3 is die gedeelte waar God die mens gaan opsoek in die tuin na die sondeval, en waar God dan nou vir hulle sê, okay, maar julle gaan nou uit die tuin uit, as deel van die straf vir dit wat hulle gedoen het. Maar eintlik is dit nie regtig 'n straf nie. Dis eenvoudig die gevolg van hulle optrede, die gevolg van hulle keuse. Ons weet mos nou, as jy jou hand op 'n warm plaas sit, gaan jy brand. As jy nie jou grond voorberei nie, dan gaan jy swak oes hê, indien enige. As jy jouself swak gedra by die skool, dan is daar 'n gevolg daarvoor. Jy gaan negatiewe punte kry, en dan kan jy nou nie die Valentynsbal bywoon, byvoorbeeld. Dis nie noodwendige straf nie, dis gevolg van jou verkeerde keuse of jou verkeerde optrede. Net so is die feit dat, of is die sonde las wat ons vandag nou nog saam met ons dra, is die gevolg van die verkeerde keuse van die mens. Vandag nog steeds is dit die gevolg van die verkeerde keuses wat ons maak. En dit wat met Kain gebeur het, is uiteindelik ook die gevolg van die verkeerde keuse en die verkeerde optrede wat hy gedoen het, toe hy sy broer vermoor het. En daarom
is die opskrif eintlik dalk veronderstel om eerder te wees God en Kain. Want weer eens, hierdie gedeelte vertel nie van die straf van Kain nie. Dit vertel nie van Kain en inteendeel dit vertel baie min van Abel. So eintlik al wat ons lees van Abel in hierdie gedeelte is dat dit is Adam en Eva se seun. Dit is Kain se broer en wat sy naam was en wat sy tipe boer hy was. Dis al wat dit daar staan. En dan natuurlik dat Kain hom doodgemaak het. So Kain is eintlik so 'n half kantlyn karakter in die verhaal. Wat die hoofkarakters in hierdie perikoop is wel God en Abel. En altyd wanneer ons 'n teks lees, moet ons vir mekaar vra, wat vertel dit vir ons van God? En as ons hierdie perikoop lees en ons lees wat hier staan, dan eintlik wat ons hier moet lees, gegee nou die konteks wat ons nou vir mekaar gesê het, is dat ons moet sien dat God nie dieselfde is as die gode van die Babyloniërs, of die Perse, of die Egiptenare. God is anders. Nou, in die tyd, toe hierdie verhaal oorvertel is, toe hierdie preek geskryf is daar alreeds hierdie oorlewering, dat mense moet die gode beïndruk, sodat die gode dan aan hulle sal voorsien. En die manier hoe hulle die gode beïndruk het, hoofsaaklik was offers. God het nooit offers ingestel. In Levitikus en die ander tekste waar ons lees, waar God sê, okay, as julle offers bring, is dit die voorskrif, is dit uiteindelik omdat die mense dit begin doen het, en God toe nou gesê het, okay, maar as julle dit dan nou wil doen dit op hierdie manier. Inteendeel, in Jesaja 11 vers 13, sê God baie duidelik, ek is sat vir julle offers, want ek wil dit nie hê nie. God het nooit van die begin af offers gevra nie. Ons het offerhande oorgeerf uit die Egiptiese, Babyloniese en Persiese godsdienste. So, hierdie idee van Kain en Abel, wat hulle offers bring, en dat die een offer is aanvaarbaar en die ander offer is nie aanvaarbaar nie, kom uit ander godsdienstige tradisies wat ons oorgeerf het. En wanneer 'n offer aanvaar is of nie aanvaar is nie, of dit 'n God beïndruk het of nie beïndruk het nie, het niks te maak met die prentjie wat ons het en wat vir ons vertel is uit die kinderbybel, dat die een se rook het opgegaan en die ander se rook, die ander een se, julle ken daai prentjie, né? En baie van die kinderbybels is dit hoe dit geteken word, né? Abel se offer se rook het opgegaan, so God het dit aanvaar, en Kain se offer se rook het weggewaai. God wou dit nie gehad het. Dit is nie hoe dit werk nie. Dit het eers later, as daar 'n swak oes was, dan het die mense gesê, okay, maar die offers wat ons voor die oes gebring het, was nie aanvaarbaar vir die God nie, en daarom is daar nou 'n swak oes. Of die offer van die eerstelinge, die vet wat gebrand was, wat gebraai was eintlik, dit aan die begin, daar was 'n swak veeteelt gewees, daar was min kalvers, so daai oorspronklike offer was nie goed genoeg vir daai spesifieke, dis hoe die offers gewerk het. En die ouens wat in ballingskap was, die ballinge, die Israeliete, hulle identifiseer op hierdie stadium met Kain. Kain is die personifikasie, die karakter, wat in hierdie verhaal vir die ballinge maklik identifiseerbaar is, omdat hulle op hierdie stadium op 'n plek is in hulle lewe dat hulle dink God het hulle
verwerp. Nou word hierdie preek geskryf en gelewer om vir hulle te sê, onthou, God is nie Marduk of Baal of Ra of Osiris, enige van die ander gode nie. Hy werk nie so dat jy hom moet beïndruk en wanneer jy hom beïndruk, dan gaan dit met jou goed. Dis verdienstigheidsteologie, wat ons tog mos nou weet, nie reg is. God is 'n God van genade. Selfs al tree jy verkeerd op, selfs al maak jy die verkeerde keuse, doen God nog steeds moeite en sê, ek kan nie die resultaat of die verkeerde keuse, die gevolge, dit kan nie net van die bord af gevee word. Maar, selfs wanneer jy die gevolge moet dra, sal ek saam met jou die pad stap, sodat, onder andere, ek jou dalk kan help om 'n les te leer daaruit en dit van jou 'n beter mens kan maak, byvoorbeeld. En die swak landboujare en die swak veeteeltjare, soos wat ons hier weet, wissel mekaar gewoonlik af. En op daai stadium, toe die ballinge hierdie teks lees, toe was dit, as jy histories die navorsing gaan doen, toe was dit 'n swak landboujaar, maar 'n goeie veeteeltjaar. So daarom is die broer wat die landbouer was, die ideale karakter vir die ou wat die preek geskryf het, om te gebruik, omdat dit 'n swak landboujaar was, vir hulle om te kan vir die ballinge, om hulle self daarmee te kan identifiseer, om te weet, maar dit is, met ander woorde, die verloop, en dit is nie noodwendig God se straf nie, dit is die situasie waarin ons is. Dit is nie wanneer God, of as daar 'n swak oes is dit nie God se straf nie. Dit is eenvoudig net 'n swak oesjaar, as gevolg van 'n klomp goed. Dit kan dalk nou jou eie bydrae kan daartoe bydra dat jy 'n swak oesjaar het, omdat jy die grond verkeerd voorberei het, of omdat jy nie die regte kunsmis gebruik het nie, of dalk het jy swak saad aangekoop, of wat ook al die geval mag wees, maar soms is dit eenvoudig net 'n swak oesjaar, en 'n beter veeteeltjaar. Dis eenvoudig, so ons weet, ons ken. So, nou identifiseer hulle daarmee, sodat die ou wat die preek lewer, vir hulle kan sê, onthou ouens, jy kan nie God se guns verdien. God se guns, God se genade, is altyd goed, ongeag. Ongeag, selfs in jou verkeerde keuses. As God vir Kain verwerp, soos wat die oorlewering is, as jy 'n direkte lees of 'n konservatiewe lees van die teks het, as dit so was, dat God Kain verwerp het, vir dit wat hy verkeerd gedoen het. Hoekom sou God die moeite gedoen het, om dan nog steeds Kain te benader, en die moeite gedoen het, om vir Kain te sê, maar, ongeag, jy sal nie doodgemaak word. Doodstraf is nie deel van my idee nie. Kom ek wees jou begenadig. Dit gaan vir jou moeilik wees, jy moet maar eerder trek, want die ouens hier, hulle gaan nie baie van jou hou nie, en heel moontlik gaan jou
pa en maak nie baie hou van wat jy gedoen het nie. So dit is dalk 'n beter plan om op 'n ander plek 'n nuwe begin te maak. En wat ons nou weet dat die geskiedenis wat hy toe nou gedoen het, om 'n beter begin op 'n ander plek te maak. En nog steeds is daar 'n groot stuk genade daar. Hoekom? Want God is anders. God is 'n God van genade. Die ander gode, as hulle jou verwerp, dan word jy doodgemaak en jy word op daai selfde God se brandstapel geoffer. Ons God werk nie so nie. Dis wat die ou vir hulle probeer sê in hierdie teks. Sodat hulle daarmee kan identifiseer en te kan weet, maar God stap nog steeds met ons die pad. Ons voel verwerp, maar dit is nie noodwendig so nie. Juist daarom is ons op pad terug na dieselfde land toe wat God vir ons gegee het. Sien, vers 7b praat van die profet is 'n sanggroep gewees. En toe ek nou jonger was in my jeugbediening daar, toe het hulle nou baie musiek uitgebring en onder andere sing hulle die een lied wat hulle sing, die sonde lê en loer. En dit kom uit hierdie teks uit. Vers 7b, die sonde lê daar buite vir jou en wag. Dit is 'n baie moeilike teks om te vertaal uit die Hebreëus uit. In Hebreëus staan daar eintlik, dit is 'n wilde dier wat voor die tentvlak lê en wag. OK. Nou, wat dit nou eintlik beteken is dat jy moet daaroor beheer oorneem. Dit dui terug ook weer eens na Genesis 3, eintlik Genesis 2, wat sê dat God gee vir ons die beheer oor die wêreld. Oor die diere, die wilde diere, die magdiere, julle ken daai gedeelte. Die opdrag daarvan, ons rentmeesterskap, om goeie rentmeesters te wees van die skepping, soos wat God dit vir ons gee. En dan bring hierdie teks die konnotasie dat selfs ons weet, ons het beheer oor selfs die wilde diere. En die sonde, wat nou eintlik ons nou hierdie verwydering is tussen ons en God, hierdie ongemaklikheid tussen ons en God, dat as jy jouself daaraan gaan uitlewer, dan gaan dit jou verslind. Dis jou skuldige gewete. So, ons weet, God gee vir ons beheer selfs oor dit. Daarom, moenie hier in ballingskap sit en jouself jammer kry, lekker Janie jammerboude houding inneem, want God het ons verwerp en wat. Moenie dit toelaat nie, want dis nie nodig nie. God gee vir jou die mag om daaroor die beheer uit te oefen. Jy kan maar by die tent uitstap, want daai wilde dier sal aan jou onderdanig wees. Die idee wat jy het, dat God jou wil, of dat God jou verwerp, neem beheer daaroor. Gee dit vir God, en onthou, God begenadig jou. God, jy as volkie Israel wat hier in ballingskap sit, jy kan maar gerus teruggaan met die wete dat God nog steeds saam met jou die pad stap. God sal weer vir jou 'n goeie oesjaar. Jy het heel moontlik op hierdie stadium in jou lewe iewers iets wat jou jaag. 'n wilde dier wat voor jou tentvlak lê en wag. En as jy jouself toelaat om oor te gee, dan gaan dit jou verslind. God en Kain was toe nou in gesprek. En Kain het eers baie arrogant God geantwoord. Eva en Adam was nie so arrogant toe God dieselfde vraag vir hulle. God het
het na hulle toe gegaan, toe vra hy, waar is julle? Omdat hy nie weet nie, hy het baie goed geweet waar hulle is, en hy het baie goed geweet wat hulle gedoen het. Toe hy vra, wat het julle gedoen? Hy het vir hulle die kans gegee, om dit wat hulle pla, hulle skuldige gewete, om dit vir God te gee. En in Genesis 3, toe sê God, julle gaan nog steeds die resultate hê, maar gaan saam met julle die pad stap. Hier, Genesis 7, Genesis 4, nou sê God, wat het jy gedoen? Ek gaan nie die resultate wegvat nie, maar gaan saam met jou daardeur gaan. En elke keer in Genesis 3 en weer hier, is dit God wat die initiatief neem. En God wil in jou lewe ook weer die initiatief kom neem. God wil met jou die gesprek voer. God kom soek jou op, nog steeds. Die uitnodiging is om, en dit wat hierdie verhaal vir ons sê is, gee dit vir God. God weet wat in jou kop aangaan. God weet wat is die geraamtes in jou kas, wat pla jou. Praat met God daaroor. Die verhaal sluit af waar ons lees Kain het van God af weggegaan na die land van Nod. Dis nie 'n rug op God draai nie, omdraai en wegloop nie. In daai tradisie, wanneer twee mense van mekaar af weggegaan het, dan was dit dat hulle het ooreengekom en hulle is gemaklik en sê, okay, agree to disagree. Jy gaan jou pad, ek gaan my pad, maar ons gaan in vrede. Dis wat hier gebeur. God en Kain het ooreengekom. En hulle het vrede met mekaar. En daarom het Kain toe sy rigting gegaan. Nie sonder God nie. Met God. Sien, daarom is hierdie teks eintlik 'n verhaal van God se genade. As God enige van die ander gode was, dan sou Kain vermoor gewees het, of 'n weerligstraal sal hom doodgeslaan het of so iets. Dis nie hoe ons God werk. Dis nie hoe God met jou werk. Jy het heel moontlik iets wat jou pla, 'n willedier voor jou tentvlam. Praat met God daaroor. Hy kom soek jou op. Maak vrede dan. Raak ontslaaf. Neem beheer daaroor. Want God se genade is vir jou, selfs al ervaar jy op hierdie stadium 'n swak oesjaar of 'n swak veeteeltjaar in jou eie lewe. Kom ons bid. Here, dankie dat U met ons moeite doen. Dankie dat U genade vir ons 'n werklikheid is. Al voel ons nie noodwendig so. En dankie Here dat dit so groot is, hierdie genade, hierdie vryspraak, hierdie seën wat ons beleef. Dat in die swak oesjaar of in die swak veeteeltjaar het ons genoeg gebank dat ons dit kan onthou, dat dit ons deurvat na die volgende moment toe wat ons weer sê, prys die Here vir sy goedheid. Here, ons kan nie anders as om te sê ons is afhanklik van U. Ons maak droog.
hou daarvan om te dink dat ons in beheer is. Juist dan, en maak ons droog. Maar, wanneer ons dit doen, weet ons, dat ons kan altyd maar weer na U toe kom. En U is altyd weer, soos 'n vader met oop arms, bereid om ons te omhels en te sê, ja, jy het droog gemaak. Maar kom ons praat oor, kom ons oorweeg dit uit. Dankie dat U so 'n God is, dat U anders is as enige ander skynbare afgode. Ons bid Here dat U selfs nou in ons lewens, daar waar ons 'n bietjie verwerping ervaar. Dat U selfs daar met ons betrokke is. Vat ons hand asseblief, Here. Help ons weer terug na die beloofde land. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan staan vir ons slotsang. Dis lied 599, die baie bekende pareltjie liedjie, as hy weerkom. So kom ons staan, sluit ons af met ons slotsang en dan bly ons staan vir ons seënuitspraak en die sing van die amen aan die einde en onthou die dankoffers word vir die deure omgegee. Selfs in daai plekkies waar jy verkies om hierdie lig nou aan te sit. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, lyding en die nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly nou en tot in alle ewigheid. Amen. Koffie en thee en sap.